Goeiemôre, ek vertrou dit gaan goed met een en elk. Ek wil net vandag hier getuienis deel. Dit is al 'n ruime tyd op my hart en ek het gewag vir 'n geskikte tyd om hierdie met u te deel. Ek dink laas jaar hierdie tyd gaan weer hierdie tyd. Ek weet hoe dit gekom bevind ek myself dat ek daar is. Ja, mens kan sê daar's verskillende aspekte wat bygedra het, maar ek besef eers toe ek in dit is. Dit was baie moeilik laas jaar. So ek sê ek kan nie presies sê wat het gebeur het, maar al wat ek weet is dit was hel. Verlede jaar ek dink juis Januarie al reeds groot slegte tyding van 'n familielid, selfs van my wat skielik sterf. En ek dink dis alles die goedjies wat opgeloop het. En in daai tyd die skielik sterftes rondom 'n mens en met eens besef ek dat ek vind myself in 'n plek waar dit nie gesond is nie, waar dit nie goed is nie. Soms kon ek nie meer slaap nie. Ek is letterlik in die nag wakker. Ek kan nie aan die slaap raak nie en wanneer ek aan die slaap raak, droom ek allerlei snaakse goed. Ek is moeg, my liggaam het begin pyn, letterlik vol pyn getrek. En op daar is daar besef ek nie wat aangaan nie. En ek kon nie verstaan wat besig is om te gebeur nie. Ek het nie geweet hoe om te veg nie. En ek wil vir niemand sê nie van, mense gaan my bejammer en ek weet nie wat om vir mense te sê nie. En dan, ek is tussen my familie, ek is by my man, dan voel ek nog steeds my gedagtes dwaal, dat ek weet nie eers, dit was akelig. Ek onthou elke aand lê ek langs my man, maar hy is bewus van waar ek gaan nie. Hy sal in die nag wakker skrik en sien, miskien ek is op my foon, dan sal hy vra, hoekom slaap jy nie? En dan, nee, ek kan nie slaap nie. Maar meermaal weet nie wat in my gedagtes nou aangaan nie. Met dat het daar so vrees by my opgekom. Ek het 'n groot vrees gehad vir die dood. Ek het konstant binne my die gehad van bekommer, die van vrees, die van as ek my oë toe maak, as ek die dood. Met dit so as ek my oë toe maak, ek sien letterlik die sand, hoe die kasak en so die vyand my begin beïnvloed. So word al hoe erger geraak en waar ek letterlik my liggaam begin pyn. Dan is dit die pyn, dan is dit daai pyn. En elke keer dat ek my man se hospitaal toe neem, ek kan hom nie, die pyn is erg. En dan voel ek nie, ek gaan maar nou nie sê nie, en so het aangegaan. Dat het later so erg geraak dat ek letterlik, elke dag dink ek, dit is my laaste week nie, ek gaan dit nie maak nie. Ek gaan dit nie maak nie, en die vyand sê al die lelike dinge in my kop, dat my tyd raak min. En ek onthou spesifiek die 20 April laas jaar, gaan ek saam met my man, ons gaan kyk rugby in 'n ander dorp. En my liggaam, my gees, ek voel ek is moeg, ek kan nie, ek wil nie, maar ek sê vir myself, kom, ek gaan maar saam met hom. Dis die laaste wat ek met hom gaan doen. Volgende keer moet ek alleen gaan, maar dan is ek nie daar nie. En ek onthou so by die rugby, ek kyk my vriende so net sê vir myself, julle weet die volgende week moet julle by my begrafnis wees. En so die vyand my gehad, en ek onthou daai dag was ek so, my liggaam was so seer, dit was seer van die pyn. En my aan by die wonderlikste is die Here is. Soos ek sê, ek het nie met hanteer nie. Op daardie stadium was my verhouding met die Here nog nie so sterk nie. Ek het die Here geken, ek het gebid, maar op daai stadium en in daai situasie het ek geweet hoe om die Here te benader. En ek onthou, van saam as ek wakker was, dan sou ek 'n movie aansit. Ek sal op social media rondscroll, maar dat kan nie my gedagtes weghaal het, want dit waar ek gaan nie. En ek onthou, en dit vir lang tyd, vir hele paar maande so aangegaan. Ek sal tussen my familie sit, maar dit wat my gedagtes aangaan is deur mekaar, dis woes. En ek kon dit nie beskryf het nie. Maar ek onthou, die een spesifieke aand lê ek nog so. En iets binne my, en iets in my gees het daardie nag vir my dat search op YouTube vir testimonies. En ek search vir testimonies en ek kry testimonies oor healing. En ek begin kyk die testimonies en so sien ek video na die ander video lê en daar is sekere persoon op YouTube wat video's maak en dan is daar in daardie tyd video's en is al video's wat ek kyk. En op daardie stadium was ek op YouTube, weet ek search vir YouTube, maar ander tipe video's kyk. En daar spesifiek aan sê dis vir my dat ek vir testimonies search en ek search die testimonies. En spesifiek oor healing en die besigteidisse en so dat ek die volgende aan, ek is seker myself die volgende aan was nie. Weer so gaan ek en ek gaan kyk testimonies en ek voel, dis 'n ander tipe gevoel wat ek kry wanneer ek hierdie video's kyk. Dan voel ek iets is besig om te gebeur. En daardie aan sê ek vir my man, ek sê of by my kom dat die apostel vrou in ons kerk, op daardie stadium behoort ons in die kerkie, ons het by 'n ander kerk so elke Sondag gaan besoek. En ek sê, en die vrou kom by my op, haar gesig sien ek voor my, en ek weet sy is 'n bidder, en dit kom by my, ek moet na toe gaan, ek moet vir haar vra vir my te bid. En die nächste dag sê ek vir my man, en asseblief my afspraak met my haar, dat ek kan gaan. Hy gaan toe die afspraak maak, dit heb jy naweek geword. En ek is nog steeds, ek het nou begin met die YouTubes kyk, en ek het nou, en in die YouTubes, daar is 'n spesifieke channels op YouTube, mense op YouTube, waar hulle soos teachings vir jou gee, waar hulle vir jou, en daarbij ook was die teachings omtrent hoe seker dinge te hanteer, en ek het geleer daar, maar ek onthou, daardie naweek gaan ons weer kerk toe, by die kerk het ons besoek, en dit is nog steeds, ek is nog steeds in die situasie waar ek sit, en dit voel ek kan nie meer nie,
die Here moet my help, ek kan nie meer nie. En ek onthou ek gaan hy Sondag kerk toe. Ek sit in die kerk en vanaf ons in die kerk kom, was dit 'n ander atmosfeer. Vanaf ek het dit nog nooit so beleef nie. Ek kom met die kerk. Nou onthou dat ek het met my gevra my afspraak te maak met die apostel van die een kerk. Die kerk waar ons tans nou is. En ons het besoek die ander kerk. En ek stap in die kerk en alles is by anders maar as gewoonlik as ons daar is. En onmiddellik is ek bewus van die gees van God wat daar is. En vanaf tyd diens geopen is tot die diens geëindig het, was die woord vir my. Ek het net in trane die hele tyd gesit daar. En dat die verteenwoordigheid van God was so intens, ek kon het so voel. En aan die einde vraag hulle die alcohol en vraag hulle ons nog die gebed nodig, ek kan vorentoe kom. En soos ek is geskaam, dink ek nee, en ek dink die vyand het ek my weer daar, en ek weet op die moment, ek het die Here nodig. Ek moet nog iets doen, ek moet gaan leer, ek het die Here nodig. En ek kyk rondom en ek wil gaan, maar dis hy van die vyand hou betrag in die vyand, soos sy behoort in die kerk, die mense ken jou nie, sy kan nie gaan in allerlei goedjies. En ek weet, kom kry, toe stap ek tot voor. En ek kom maar voor, en ek dink, wat kan ek nou vir die mense sê, omdat ek gebed nodig, en die dame vraag vir my, waarom sy vir my bid, en ek onthou, ek boor, ek kan nie reg sê, wat dit is, al wat ek weet, ek het wat gesê, die vyand het dek my lichaam is deurtrek van pyn, ek weet nie wat aangaan nie, en ons gaan agter hom toe, en sy vat die olie, en sy begin bid, en wat so wonderlik is, ek sê, sy bid, spot on, ek het nie wat gesê van my mind, wat het ek is, ek het nie wat gesê, en op daar is daar die dag, want ek my borst het so toegetrek, my borstkas was seer, het was styf, en sy lee hand op my borst, en sy sê, en sy bid die anxiety, sy bid die, en ek dink, joh, hoe die vrou nou precies geweet om te bid, al die goedjies, die gebed was klaar, en die maandag sou ek nou na die ander apostel toe gaan, maar ek toe nee, ons gaan maar die dinsdag. Ek voel toe klaar, 'n bietjie verlig, maar onthou, ek is nog steeds aan my lichaam steeds, ek voel seer, ek is nog nie gesond nie, want die vyand het ek my nog, en die dinsdagmiddag gaan ek na die apostelsvrou toe, en ek praat saam met haar, ek gee vir haar oor die van my operasie, en alles, tydens die klas gedeel het, en ek onthou, ek sit in kalm, sit sy en sy deel van haar, en sy sê vir my van vrees, en sy sê, jy sit vrees uit by die deur, dis vrees uit dit, en vrees is aan die vyand af, die vyand wil vir ons dood, en allerlei goed, en sy gee vir my guidelines wat om te doen, en ek stap af weg, ek sê, ek gaan dit doen, ek onthou, ek het probeer, stap vir stap, met dit wat ek op YouTube, die persone wat op YouTube, wat doen met die onder die teachings, ek vat die woorde wat die apostel vergeer het, en ek begin te stap met dit, nou moet jy onthou, dat ek is nog nie gesond nie, het gaan nog beter, en ek gaan besoek die dokter eendag, op daar is daar met ek as sielkundige ook gesien, vir 2 keer, maar nooit mense wil nou praat oor dit nie, ek het nooit gesê wanneer ek gaan nie, ek het ander goedjies gepraat, maar ek het nie dit gesê nie, en eendag gaan ek dokter toe, want ek voel toe nog steeds die vyand by my, dit is wat, en die ding van die vyand is, wanneer hy gaan jou altyd die ergste laat geloof, jy het altyd die type van 'n terminale siekte, en jy gaan doodgaan, en ek gaan dokter toe, ek onthou die dag, ek het so gebewe, want ek was al op die in my lewe, waar ek kan nie my hand stil gehou, en my hande net so gebewe, my bloeddruk het opgestyg, ek het te hoë bloeddruk al gehad, en alles daai, en ek gaan dokter toe, die dag is ek so uitgefreek in die wagkamer, ek kon nie, my man is by my, ek kon nie stil, want die dokter gaan op my die slegste mens gee, ek het daar uitgestap, ek het my dokter gesê, dokter, my bloeddruk gevat, weer is 'n bietjie hoog, ek sê vir dokter, maar ek dink ek weet hoekom ek slaap nie, ek is moeg, en alles wat aangaan, en dokter sê vir my, hy geef my antidepressante, ek onthou ek het maar verder aan sy menings is wat met jou nie, ek onthou ek het aan my en dankie gesê, dat ek kon met goeie nuus uitstap, maar ek onthou met ons uitstap sê vir my man ook, ek gaan nie die antidepressante drink, en dat die goed gaan vir my siek maak, so by die huis kom ek reikpille daar neergegooi, nooit my mond reikpille gesit nie, en ek het begin doen, dit wat ek in die teachings gekry het, en die dag wanneer ek wakker geword het ek na die woord geluister, het ek my gospel aangesit, ek het begin opstaan in die dag, ek het begin bid in die dag, daai tyd dat ek gaan bid, ek het meer tyd met die Here begin spandeer, ek het meer gedoen geestelik, en toe ek weer sien, as ek 'n gesonde mens, en ek besef agterna, en ek begin deel my getuienisse met mense rondom, ek begin deel wat die Here vir my gedoen het, waar ek kom, en ek sê my familie het geweet waar ek gaan, maar dit was nie jou, en ek besef, en ek het meer begin vas weer, ek het die bande, wat die vyand op my gehad het, gebreek, en ek sê, dit was nie dokter nie, dit was nie sielkundige nie, dit was nie 'n mens nie, ek weet waar ek was, en dit was geen mens wat dit vir my kon doen nie, maar die Here Jesus Christus wat dit vir my gedoen het nie, en toe moet ek besef, ek onthou die Here gee vir my die skrif, Lukas 10:19, in die tyd, en die skrif sê, ek het u die gesag gegee, op alle mag van die vyand, jy sal op slange, skorpioene kan loop, en hulle versmorsel, niks sal met jou gebeur nie, en die moment toe ek daar die skrif verstaan, en die Here het my gegee, en besef dat, die vyand gaan met alle taktiek kom, die vyand gaan ons finansies tik, die vyand gaan ons geestelike tik, die vyand gaan vir ons liggaamlike tik, hy gaan vir ons siek kom maak, nee, maar as ons gaan toelaat dat dit gaan doen, en dan ons gaan besef dat ons die gesag oor op die man, en wat vir my so wonderlik van die skrif is, dat die Here sê nie, hy het ons gesag, hy wil sekere mag van die vyand nie, ons kan dit toelaat, nee, hy sê oor alle mag, so wat die vyand kan doen, of wil doen, jy het gesag oor dit, en ek staan tot vandag tot die skrif, wanneer ek sien die vyand aankom, wanneer ek die vyand gewaar, dan sê ek al klaar, vyand, ek het gesag oor jou,
Jy gaan my nie 2 keer doen nie. So wat ek vandag wil sê is en wat ek regtig besef is, soos Matteus 6:33 ook sê, soek is die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. En ek besef dit is skrif wat ek kan aanhaal, maar ek besef dat dit so belangrik is dat ons regtig waar is die koninkryk van God, dat ons besig hou met dit wat goed vir die Here is, dit wat God se werk is, dit wat God se wil is, dat ons eers ons besig daarmee hou, dat ons eers dit soek. Ons vind in die woordigheid van God. But, en ek sê altyd, ek weet dit is nie maklik nie, want ek weet waar ek was, ek gaan nooit uit wat ek kom nie. Ek het nooit geweet, ek het nooit gedink laas jaar, die tyd, dat ek vandag nog nie gaan wees, en die vyand het my laat glo, ek gaan sterf, ek gaan nie wees nie. Ek was so in die pad, en ek het toe besef, ek dacht, dat die vyand het my kom mentally siek maak. Die vyand het, sy assignment was om vir my mentally te kom destroy, om vir my kom dood te maak. Hy het vir my anxiety, te besef, het is anxiety wat ek gehad het. Hy het vir my kom, al veel depression kom gegeer het. Hy het alles verdoen om my geestelik te kom intik. En die Here is so wonderlik, die Here gebruik iemand, om vir my paar maanden, sê omtrent 'n jaar later, amper 'n jaar later, reveal die Here aan iemand, in 'n droom, om te wys die assignment van die vyand is, om my mentally uit te vat. En ek eer die Here daarvoor, ek prys die Here daarvoor, dat hy, maak nie saak wat hy nog steeds omsien na ons, en nog steeds vir ons hou. En ek besef in hy tyd, toe ek in die donker put was, het hy my nog steeds in die holte van sy hand, het hy my gehou. Hy het my bewaar, en hy het my deurgekom. En ek besef, was dit nie vir hom nie, het die vyand my verslind. Was dit nie vir hom nie, het hy vir my, wil ek nie weet wat gebeur het nie. Maar ek weet, die put waarin ek was nie lekker nie, dit was die vyand. Maar toe die Here my pad langs kom, het hy my letterlik daar uitkom haal. Ek het nie medikasie nodig, ek was nooit weer terug na die sielkundige toe nie, even though ek my sielkundige oor die diep goed gevaar nie, maar ek het geestelik gesond geword. Weer eens, dit was die mense, ja, die Here het mense op my pad, die vrou wat vir my moes gebid het in die kerk, die apostel wat vir my die woord moes gehad, die persoon op YouTube, by die teachings en die goed, dit was die Here se plan, en dat het die Here op my pad gebring, so dat ek my healing proses moes kry, en moes vind, maar toe ek die Here vind, en toe ek sien dit wat hy vir my instoor het. So, maak nie saak wat hier vandag gaan nie, maak nie saak wat jy face, maak nie saak wat hoe die vyand wil intik, kom ek vra, kom ons staan op Lukas 10:19, kom, moenie as die vyand ons gesond het, intik, dan sit ons in 'n hoekie en ons kampeer en ons oë, staan op, verklaar en sê ons gesond, want die Here Jesus Christus het gesterf vir ons elkeen, dat ons vry kan wees, dat ons gesond kan wees, dat ons los kan word. En as gevolg van dit, kan die vyand maar wat maak, terug in die pad sal hy my nie kry nie. En ek op 'n tyd voel dat hy wil my terug hê daar, maar ek staan op God se woord en op God se beloftes en ek sê vir die vyand, nie weer nie. Ek kon dit laas jaar gedraai het, maar die Here het my kom red. Ek kry die skrif nou die dag, Saterdag Jesaja 43:1, en wat sê dat die Here sê vir ons dat ons nie bang wees nie. Hy sê, want ek het jou verlos. Jy is myne, hy sê, hy het jou in naam geroep, en ek besef, die Here het my werklik verlos, hoekom sal ek nou nog bang wees aan die vyand, dat op my pad weer wil bring. So, geliefdes, wees geseënd, weet dat God is sterker as die vyand, weet dat dit, wat God vir ons gegee het, is groter as die vyand, hy het vir ons die gesag gegee oor alle mag van die vyand. So, wanneer die vyand kom, wanneer jy sien die vyand attack jou in enige ander situasie, in enige area, sê vir die vyand, jy sal nie wen nie, want ek is 'n koningskind. Amen.